Kom ons begin met 'n oulike grappie. Dankie vir almal wat vir my mooi grappies stuur. Is julle reg daarbo? So daar was 'n sekere pastoor wat die kinders probeer betrek het in sy dienste en hy het toe geleentheid gegee elke diens vir kinders om te kies wat se liede hulle wil sing. En die een seentjie het toe sommer dadelik opgespring toe hy die geleentheid kry om te kan vra en die pastoor sê toe, ja Pietie, wat wil jy sing? En Pietie sê, pastoor, daai een van die papwiele. En almal wonder toe oor watter lied dit kan wees. En later toe kom die orgelis agter en sy sê, ag pastoor, dit is Jesus breek al die bande. Heilige Gees deel 2. Het is wonderlik om te sien hoe die mense dit geniet en waardeer. Pinkster moet vir ons nie net 'n sekere tyd van die jaar wees nie. Dit moet elke dag Pinkster wees. Ek het laasweek vir jou in deel 1 gewys dat die Heilige Gees God is. Baie mense sê vir my, weet jy wat, ek het so groot geword dat daar niks geleer was oor die Heilige Gees. Baie het so groot geword dat hy maar net 'n iets is, selfs het sekere kringe gespot oor Pinkster. Ek het vir jou gewys dat die Heilige Gees God is, die derde persoon in die Godheid, en ek wil gou vir jou iets illustreer, wat jy altyd moet onthou. Kyk gou hier, dit werk nie so, soos party dalk dink of geleer was, God die Vader, in range, God die Seun, God die Heilige Gees. So asof die Heilige Gees, ons sê is die derde persoon in die Godheid, so, nou dink jy, hy's derde in rang, hy's, kom ons sê dit nou maar, dat jy dit kan verstaan, derde belangrikste, nee, glad nie. Dan verstaan jy glad nie die drie eenheid nie. Daar's net een God, maar dis 3 persone. 3 funksies. As jy na my kyk vanmôre, dan sien jy een pastoor Henry. Maar in waarheid is ek gees, siel en liggaam. Ek is gees, kom vat so 'n bietjie in jouself sê, ek is gees, ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Een God, 3 persone, sê dit saam met my, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nou as gevolg van onkunde, luister mooi, die lering gaan jou lewe verander, het party mense gedink, en party steker dalk nog steeds so, dat die Heilige Gees is net 'n iets, en dis so hulle hom sien en hanteer. Nee, die Heilige Gees is God, en hy is die een wat nou in ons woon, hy is die een wat die kerk help, ek het vir jou gewys, laasweek, hy is die helper, hy is die een wat die kerk lei en leer. So ek wil jou aanmoedig om baie meer met hom te praat, om hom baie meer te verwelkom. Reeds van baie vroeg vanmôre het ek met hom gepraat. Hy is die een wat Jesus vir ons 'n werklikheid maak. Alhoewel dit nou 'n hele ander topic is, kom ek noem dit net, Jesus is Here. Jesus is Here van die kerk. Sê dit saam met my, Jesus is Here van die kerk. Die Heilige Gees is die trooster. Want julle gaan dit nou kry. Dis nie Jesus is daar en die Heilige Gees is hier nie. Die Heilige Gees is die helper. Die Heilige Gees is God met ons. Die Heilige Gees is God in die kerk. Die Heilige Gees, kyk gou hier, is God in jou. Weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie?
waar is die Heilige Gees nou? Hier op aarde. Hoekom? Om die kerk voor te berei vir Jesus. Waar is Jesus? Kom ons bly net by die skrif. Ons leer ons kindertjies, Jesus is in jou hartjie en is reg sodat hulle kan verstaan. Maar die Bybel sê, hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hoekom? Want Jesus is koning van die konings en Here van die Here. Jesus regeer. Maar as jy nie erkenning gaan gee aan die Heilige Gees as God nie, gaan jy hom nooit so sien nie, en jy gaan nooit sy dimensies beleef nie. Elke liewe man en vrou van God, en ek is 'n ou wat nou intens gelees het in my lewe, wat kragtig deur die Here gebruik word en gebruik was, reg deur die Bybel, is mense wat wandel met die Heilige Gees. Wys vir my iemand wat profeteer, en ek wys vir jou 'n ou wat 'n verhouding met die Heilige Gees. Wys vir my iemand wat in krag vloei, kom nou. Wys vir my iemand wat in genesing vloei, en so kan ek aangaan, wat die woord oopmaak. Dis alles gawes, dis geïnspireer deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om die koning, om Jesus op te lig. Die koning van die kerk. En ek het agtergekom oor baie jare van bediening, dat elke keer waar Jesus opgelig word, dan voel die Heilige Gees welkom. Dan begin hy werk. En eendag toe gee die Here vir my 'n baie mooi openbaring, en ek wil dit met jou deel, ek het dit nêrens al ooit gelees nie. So, jy is bevoorreg om dit te hoor, 'n God openbaring, en die Heilige Gees sê vir my, daar's geen kompetisie in die drie eenheid nie. Laat dit insink, van julle het groot geword, en dis hoekom jy nie erkenning aan die Heilige Gees gee nie. Dis hoekom jy nie met hom praat nie, want party is geleer, nee, ons bid nie tot die Heilige Gees nie. Waar kry jy dit? Hy's God in ons. Ja, ons bid tot God die Vader in die naam van Jesus, maar jy hoef nie wetties te raak om te sê jy mag nie met die Gees van God praat nie. Hy woon dan nou juis in jou, en as jy gaan toelaat dat hy jou lei en leer en help en vertroos, dan moet daar mos baie oomblikke wees waar jy met hom praat. Ek herhaal, daar's geen kompetisie, kom hierdie gaan nou vir jou eye-opener wees, in die drie eenheid nie. Een God, drie persone. So laat dit insink en maak 'n deel van jou lewe. Vanmôre wil ek oor 'n baie interessante ding lering gee, wat ons mense baie gaan help, en dit is dat die Heilige Gees die een is wat ons leer om te bid. Nou luister nou baie mooi, as jy nie bid nie, gaan jy nie ontvang nie. Jakobus sê julle het nie omdat julle nie bid nie. Dan gaan hy aan, en dan hy sê, en van julle bid verkeerd. En ek wil vir jou wonderlike openbaring bring vanmôre, wat ek voel ons baie nodig het in hierdie tyd, want ek voel die Here sê vir my, kyk, ons weet hierdie goed, maar as daar nou ooit 'n dag en tyd was, waar die kerk sal moet bid, is dit nou. En hierdie laaste vandag, hoeveel van julle stem met my saam, dat Suid-Afrika het nou gebed nodig? Het 'n baie groot ding gebeur hierdie afgelope week, as jy die nuus sou dophou. Ek doen dit graag omdat ek belangstel, want ek bid oor al die gebeure. En ek wil nie jy moet bang wees nie, maar ek wil vir jou sê, ons moet nou bid vir Suid-Afrika, want ek sien 'n verskriklike geveg wat kom, en jy het gedink, dis swart teen wit, dit is nie, dis swart teen swart. En die Here sê vir my, waarsku die kerk bid, want daar kom 'n groot geveg. En wanneer jy sien, daar kom optogte en beplande oorloë, selfs binne, swart teen swart, hoor die woord van die Here deur my, sal jy weet, God het gepraat deur my, kom ons bid, soos nog nooit van tevore nie. Ja, daar's 'n ding tussen swart en wit, rasisme het nou net omgedraai. En daarom moet ons ook bid,
dat die Here ons mense sal beskerm. En as ek sê ons mense in Christus, Word and Spirit het wit, swart, bruin, Indian. Ons is almal kinders van die Here. Kan julle amen sê? Daarom moenie deel raak van groepe, hierdie ouens wat die klits kwyt is, wat dink net seker is gaan hemel toe. Wie het jou aangestel as die regter? Van wanneer af gaan net sekere mense hemel toe? Kan jy dink jy sê sulke goed vir iemand? Elkeen wat Jesus aanneem, gaan hemel toe. En ek wil nog iets profeteer, Suid-Afrika, nee. Het julle agtergekom, hier's 'n baie interessante ding, dat Suid-Afrika die enigste land is wat nie 'n spesifieke naam het. Ons noem dit Suid-Afrika. Daar is nie ander lande se name. Ek was in baie Afrika lande. Daar's geen ander Afrika land Oos-Afrika nie. Wes-Afrika. Dis 'n streek van lande. Maar so sê die Here vanmôre, ek het 'n plan met hierdie land wat uniek is, wat nou deur 'n baie moeilike tyd gaan, 'n tyd van stryd en oorloë, selfs die enigste nasie in Afrika, wat nie 'n spesifieke naam het, ons noem dit Suid-Afrika. En die Here sê, hy wil herlewing hier bring, wat hierdie hele Afrika en wêreld gaan infiltreer. En almal sal weet, kom aan, juig so 'n bietjie in die Here. Almal sal weet dat die Here Suid-Afrika liefhet en nie vergeet het. Salwing is op my. Die Heilige Gees wil ons leer om te bid. Want as jy nie bid nie, gaan niks gebeur nie. Ek wil 'n stelling maak. En as jy my aanhaal, want ek sien baie doen dit net reg asseblief. Ek wil 'n stelling maak en ek wil sê, daar's niks wat gebed nie kan vermag nie. Sê dit saam met my, daar is niks wat gebed nie kan vermag. Nou wil ek 'n radikale tweede stelling maak en ek wil sê, al wat gebed nie kan vermag nie, is wat God nie kan vermag. Maar Henry, dit was 'n great punt geweest. Van julle kou nou nog, jy weet nou nie eens gehoor wat ek sê nie. Al wat gebed nie kan vermag nie, is dit wat God nie kan vermag nie. Is daar iets wat God nie kan vermag nie? Nee, dit beteken, daar's niks wat gebed nie kan vermag nie. Maar julle het nie, omdat julle nie bid nie. En dan gaan hy aan, ek herhaal, sodat die kerk kan leer, hy sê, en dan van julle bid verkeerd. Hoekom? Hy sê, want, om het net in Afrikaans te verduidelik, jy kan Jakobus self later gaan lees, ek lees dit oor en oor, hy sê, maar dis, party ouens dink eintlik net aan hulle self, hulle wil dit eintlik in hulle welliste deurbring. Het gaan net oor jouself, me, my and I. So ons moet op 'n plek kom waar ons toelaat dat die Heilige Gees ons leer om te bid. Kom, hierdie gaan so goed wees, dit gaan jou help. Ek vra vir die Heilige Gees elke dag wanneer ek oor sekere sake bid, hoe wil U hê moet ek bid hieroor? Want daar's tye wanneer ons nie weet hoe om te bid nie. Hoeveel van julle bid nou al vir 'n kind? Of jy bid vir 'n man of vir 'n vrou baie jare en jy sien nog nie verandering nie en jy weet later nie meer wat om te bid nie. Want jy bid elke dag, oor en oor vir jare. Ek is hier om jou te bemoedig en om jou kragtige woord te leer en vir jou sê, die Heilige Gees weet beter as jy. Lig Johannes sê, Heilige Gees, ek eer U. Sê, Heilige Gees, leer my om te bid. So, ek wil vir jou iets wys. As ons daar kan kom in ons gebedslewe waar ons meer vir die Heilige Gees vra, hoe wil U hê moet ek bid vir hierdie kind? Wat moet ek bid? Want die probleem is, mense verval baie keer, kan ek dit maar sê, hulle verval baie keer in 'n groef. En jy het op 'n plek gekom, ek bedien soveel mense, dan sê mense, "Jesus, ek kan nie bid nie, pastoor."
Ek weet nie meer wat om te sê nie, en dan besef ek, hierdie lering is so uiters belangrik. Die Heilige Gees wat dan nou binne in jou woon, hy weet hoe om te bid, hy's 'n bidder. Ag, kom nou kerkies. Die Heilige Gees weet presies wat om te bid, want hy's God. Jy bid oor hy bediening van jou, jy bid oor hy besigheid van jou, jy kry nie deurbraak nie. Vra vir die Heilige Gees, wat moet jy bid? Wanneer jy weer vir jou man bid of vrou bid, moenie net uit gewoonte dieselfde woordjies, vra vir die Heilige Gees, wat is op u hart? Nou kom ek wys vir jou. Wat sê Romeine 8:26? Hy sê, en net so kom ook die Gees, dis die Heilige Gees, ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Dis hierdie magtige apostel wat nou hier praat. Wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Wat ervarings in die hemel gehad het. Hoeveel keer wat engele aan hom verskyn het. Hy sê baie keer weet ons nie wat om te bid nie. Ek wil hê jy moet eerlik wees. Hoeveel van julle voel partykeer jy weet nie meer wat om te bid nie. Die Heilige Gees weet, want hy is God. Dis hoekom ek begin het met my inleiding om vir jou mooi net te verduidelik wie is hy. Kry deel 1 en luister dit weer en weer en weer. Hy's God, hy's jou helper. Jy kan nie Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie bid sonder die Heilige Gees nie. Ek praat nou met 'n klomp mense hier. Ouens wat sukkel om te bid, het nog nie daai verhouding met die Heilige Gees ontwikkel nie. Moenie in 'n groef verval nie, jy gaan jou uitbrand. Dis hoekom baie mense voel, hulle gebedslewe is nie kragtig nie. Hulle bid nie meer nie, en hulle bid nie baie nie. En baie sê vir my, ek weet nie hoe om baie te bid nie. Maar niemand het dit 'n wet gemaak nie, miskien het jy dit 'n wet gemaak. Want nog nooit hier by Word and Spirit het jou pastoor enige wette of laste op mense geplaas. Oh yes. As die Heilige Gees jou lei om 4 uur op te staan, moenie dit 'n wet maak nie. En terloops, ek het al 4 uur gebid vanmôre. Ek maak nie dit 'n wet nie, want dan gaan jy skapies moeg maak, jy gaan hulle uitbrand. Die sleutel is die leiding van die Heilige Gees. Kom aan, hierdie reeks gaan oor die lieflike Heilige Gees. Hy sê, ons weet baie keer nie wat om te bid nie, kyk gou daar. Maar die Gees, kyk, self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou wil ek gou vir jou net 'n paar goed hier gee, dan kan jy dit neerskryf of 'n foto neem, wat ons nou nodig het in Suid-Afrika. Wat ons in die kerk nodig het. Joh, kerke gaan deur uitdagende tye. Ek deel met soveel pastore, kom ons bid vir die kerk. Dankie vir almal wat vir ons bid ook. Sê hierdie saam met my, geesvervulde gebed. Sê dit weer, geesvervulde gebed. Ek met die hulp van die Heilige Gees, met hierdie salwing op my, wil ek jou gedagtes verander. Baie jare terug toe sê die Here, I make you a mind changer with this anointing to open the word. Kan ek jou help? Jy kan liewes korter bid, maar deur die Heilige Gees gelei. Daar's tye wat jy sommer net 'n minuut of 2 bid, maar dis geesvervuld. Kom aan kerk, die salwing is hier op my, luister. As daar ooit 'n tyd was dat Suid-Afrika gebed nodig het, jy moet my mooi hoor, is dit nou. Jy sal my woorde onthou. En die Here wil nie hê sy mense moet vrees nie, hy wil hê hulle moet bid. Want net soos wat die vyand besig is, wil ek hê jy moet weet dat die Heilige Gees is besig en hy beplan herlewing. Kom aan, soos ons nog nooit gesien het nie. Maar ons het steeds met 'n vyand te doen, want ons is steeds op aarde, is julle met my? En ons moet bid. In die hemel gaan ons nie bid vir, Here, gee vir ons tog net vrede in hierdie plek, hierdie hemel nie. In die hemel gaan ons nie moet intree en sê, Jesus, help net hierdie regering nie asseblief.
Lê maar die openbaring kry. Jy moet nou bid. Dan kan ek iets saggies sê as jou pastoor, nee, wat vir jou omgee. Kom aan. Kan ek dit baie mooi vir jou sê, moet dit in jou hart nou bære, jy sal weet. As jy nie bid nie, gee jy nie die Here 'n kans om 'n ding in jou lewe te doen nie. Dan moet jy nie later kom huil en sê, waar's die Here en hoekom werk niks nie, want jy bid nie. Wys my 'n man wat bid, en ek wys vir jou 'n kragtige man. Wys vir my 'n vrou wat bid, en ek wys vir jou 'n kragtige vrou, wat konstant die Here gaan dien. Want ons het almal met ups en downs te doen, maar jy hoef nie up and down heeltyd te wees nie. Want die Heilige Gees is nie up and down. Kom aan, God die Heilige Gees woon binne in ons. John G. Lake se groot openbaring. 'n Pastoor het my gebless met so groot portret in my study van John G. Lake. Wat 'n magtige apostel. Jy daai oud gebid. Weet jy wat was sy groot openbaring? God in me. That's it. As God in my is, dan is almos niks vir my onmoontlik nie. Maar die vyand kry dit reg. Ek weet nie hoe moet ek in Afrikaans sê nie, but he's playing mind games. Because the battle is in your mind. En hy sê vir jou, hoe gaan jy hier deurkom? Hoe gaan jy dit maak? Kyk waar hy die duiwel jou nou. Dis alles leuns. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees met jou praat, en dis hoekom jy moet begin bid, en dis hoekom jy met hom moet begin praat ook, want hy is so naby aan jou. Soos een pastoor gesê het, wat soek jy by die ceiling? Want die een ou sê, pastoor, my gebede hang hier by die ceiling. Nou sê ek ook nou, wat soek jy by die ceiling? Wat hang jy daar rond, jong? Net kyk jy in die gees of jy 'n paar ouens hier by die ceiling rondhang. God is so naby aan jou, kerk, kry die openbaring, God die Heilige Gees woon binne in ons, God in us. En nou kyk jy na moeilike omstandighede, en jy kyk daar, al wat jy moet doen is jy moet hier kyk. Dis te goed. Hy wil ons leer hoe om effektief te bid. Ons het nodig om geesvervulde, vloei net mooi saam met my, geesvervulde gebed, dis wat ons nou nodig het, geïnspireer deur die Heilige Gees. Hy wil ons leer, skryf hierdie neer, om effektief te bid. So baie keer wat gebeur is, ons wil mekaar verander terwyl ons uniek is. Kom aan, mense wil mekaar heeltyd verander. Mense wil pastore verander, mense wil baase verander, mense wil hulle skoonmaas verander. En nou sê hy so lief vir sy skoonma, want hy vat haar gereeld saam met vakansie, want sy laat 'n week soos 'n maand voel. Ek voel terwyl ek hierdie reeks doen, is mense wat nou deur groot toetse gaan. Miskien met jou eie familie. Mense wat groot toetse gaan skryf, hoe jy jou ouers gaan moet hanteer, hoe jy jou kinders moet gaan hanteer. Jy gaan agterkom, sodra jy jou man of jou vrou probeer verander, dan spat die vonke. Die Heilige Gees doen die verandering werk. Maar dis 'n hele preek vir 'n ander dag. So, ons weet nie baie keer wat om te bid nie. Hoe moet ons bid vir Suid-Afrika? Want as jy nie waak nie, luister hoe profeteer ek vir baie, dan gaan daar bitterheid in jou hart kom. En dan gaan jy dit mis, want wat nou gebeur is, jy maak die deur oop vir die Satan, wanneer jy bitter is, kyk hier. As jy deur jou gevoelens gelei gaan word, gaan jy aanstoot neem, want as jy deur gevoelens gelei word, jy's baie keer op, en dan is jy af so, dan neem jy aanstoot, en dan is jy kwaad, en hoe gaan jy bid?
So ons word nie deur ons gevoelens gelei nie, ons word deur die Heilige Gees gelei. Hy wil ons leer om effektief te bid. Kom aan, ek bring vir jou kragtige woord. Hoe moet ons bid vir Suid-Afrika? Wel, ons moet regtig bid dat die Here sy doel sal bereik in hierdie land. Ons kan nie almal beginne kwaad praat en eintlik wat dit is, vervloeking uitspreek nie. En ek sien in die gees talle mense nou so seer en kwaad vir die regering. En dan praat hulle lelike goede en die Heilige Gees sê, maar dit is nie ek nie, dis nie wie ek is nie. Dis nie my plan nie. Jy sien, jy kan redeneer tot jy blou is. Ons weet dinge is nie so lekker nie en dis hoekom die Here jou waarsku deur my vanmôre, maar die Here sê ek wil jou leer om te bid en ek het my wonderlike Gees vir jou gegee. Hy woon binne in jou. Kom aan kerk, ons moet erkenning gee aan die Heilige Gees. Hy wil ons leer hoe om te bid. Hy wil jou leer hoe om vir jou man te begin bid as hy die Here nie dien nie en as hy die Here dien en vir jou vrou. Hoekom? Want hy woon ook in hom of haar. Hy ken hom of haar beter, kan jy amen sê. As jy hierdie ding kan snap, gaan jou lewe verander. Want so bid ek dag en nag. Want Heilige Gees, U ken my vrou beter as wat ek haar ken. Kyk gou hier. Heilige Gees, U ken my beter as wat ek myself ken. Maar nou word jy deur gevoelens gelei. Skielik neem jy aanstoot. Hoe bid jy nou? Skielik het jy kwaad. Ek kry sulke ouens, ja, hulle is op en af aan mekaar. Jy kan so ou nie vertrou nie. Leiers is ouens wat konstant is met die hulp van die Here. Dit beteken nie, ons gaan nie deur moeilike tye nie, jy hoor net nie daarvan nie. Ek praat net nie daaroor nie. Consistency is key for success in life. Jy voel nie altyd lekker nie, staan op in die oggend, trek aan, bid, begin die Here loof en prys en verklaar sy goedheid oor hierdie dag. Kom ons lees die skrif nog eenmaal asseblief, lees hom saam met my, laat hy insink, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigte. As wat jy net 'n paar woorde sommer net van, jy sou kwaad en nou sê jy sommer net iets. En wat jy nie besef nie, as krag in jou woorde. Jy kan nie verstaan hoekom jou huwelik nie 'n deurbraak kry nie. Jy kan nie verstaan hoekom jou kinders nie 'n deurbraak kry. Miskien is daar te veel negatiewe woorde, kan ek dit sê, miskien is daar vervloekinge. En jy gebruik dit net nie, want jy dink jy's nie 'n satanis nie, so jy vervloek mos nie. Nee, is presies wat jy doen, wanneer jy dood praat. Vloek en skree, is vervloekinge. Dood en lewe, kom aan, teaching vir 'n ander dag. Dood en lewe is in die mag van die tong. Ek kry party ouens, hy's kwaad vir iemand, dan dink hy nou, die Here is nou ook kwaad vir hom. Dis soos my storie van Jannie met die drill peloton. Hy's die enigste een wat uitgelid is. En dan vat sy ma die korporaal aan, want sy dink hy's die enigste een wat reg is. Ek kry sulke ouens, hy's die enigste een wat verkeerd is, maar hy dink almal is verkeerd. Lig jou aan en sê, Heilige Gees, verander my hart. Kom bid saam, sê Heilige Gees, leer my om te bid. So ek wil hê jy moet iets hier sien, die Heilige Gees is God, hy sien net iets nie, so die Here gee my so openbaring oor die naweek, skryf hierdie neer, die Heilige Gees ken die wil van God, want hy is God. Maar as jy dit in ander woorde wil sê, hy ken die wil van die Vader. So ons bid tot die Vader in die naam van Jesus wat die weg is. Hoe? Gelei deur die Heilige Gees. So nou voor jy weer bid vir Suid-Afrika, Heilige Gees, wat moet ek bid? Voor jy weer bid vir jou ma of pa, jou kinders, jou man, jou vrou, jou besigheid. Word and Spirit, jou pastoor, pastore, Heilige Gees, wat wil U hê moet ek bid? Want anders gaan jy in 'n groef verval.
Jy gaan jou uitbrand, ek gee jou wonderlike raad, geïnspireer deur die Heilige Gees. Ek deel met hoeveel mense, net hierdie week weer, wat sê, pastoor, ek kan net nie meer bid nie, ek is so moeg. Jy beïndruk nie die Here deur om sekere wette en laste op jouself te plaas. Ek dink aan die wonderlike storie van, hy was een van die AGS se pastore, ook David Du Plessis, het hom later Mr. Pentecost genoem. Wonderlike boek wat ek het. En hy het groot werk onder die Rooms-Katolieke gedoen. En hy kry toe die idee, hy en sy vrou moet elke môre 4 uur opstaan, en dan moet hulle nou vir 1 uur of 2 bid. Hy sê, na so 6 weke, hoor hierdie storie, het gaan jou help. Hy sê, toe sy so uitgebrand, want hy moet preek, en sy vrou doen al die taakies in die huis, en hy sê, hy kan net nie meer nie, niks gebeur nie. Hy sê, en eendag hoor hy die Heilige Gees sê vir hom, so mooi, in sy hart, ek het nooit vir jou gesê om dit te doen. Wat ek wil hê jy moet doen is, laat my toe om jou te lei en te leer in gebed. Kyk mooi, het is wonderlik om vroeg op te staan, nie het verkeerd verstaan. Moenie 'n wet maak daarvan. As die Heilige Gees vir jou lei om dit te doen, daar's ander wat 12 uur in die nag bid. Daar's ander wat 3 uur bid. Daar's ander soos Daniel, oggend, middag, aand. Ek sien Paulus sê, bid sonder ophou. En die Here verander hierdie David Du Plessis se hele lewe, jy kan daai boek gaan kry. En dit is hoe ek probeer lewe. My hele lewe lank is om deur die Heilige Gees gelei word. Daar's tye waar jy eenkant is in jou binnekamer, jy het jou tyd in die oggend of die aand of die middag. Manne van God het baie tye van gebed en intersessie. Maar ek het geleer om te bid net waar ek kom. Ek bid in die kar, ek bid op die vliegtuig, ek bid in die bed. Hallo, ek wil jou aanmoedig, bid in die stort, wanneer jy kos maak, bid. Nou leer jy om die Heilige Gees te betrek elke dag, heeldag. Want party ouens sit die Here in 'n boksie. Ons het 'n uurdiens nou, en dan as jy nou klaar is, dan kyk gou hier, dan los jy die Here nou hier by die kerk, dan dink jy kan nou ander goed gaan doen. Nee, jy kan ander goed gaan doen, maar net nie lelike goed doen. Soos een ou eendag sê, toe hy nou rugby kyk, jy weet, daar's hom nou 'n tyd vir alles, ons hoef nie nou oor die Here te praat nie. Wat praat jy? Is jy 'n kind van God? Dan beteken dit ek betrek hom met alles. Ek bid vir die Sharks en sê, kom net by in die naam van die Here. Here, help asseblief. As die bokke speel, bid jy nie vir die bokke nie? Van julle lyk nou so heilig, die Here help jou. As jy 'n verhouding met die Heilige Gees het, nee, weet wat, gaan jy daai godsdienstigheid afskud. Ek hou nie van godsdienstigheid. Ek hou nie van rituele en wette wat mense bind nie. Die Heilige Gees bring vryheid. Kom aan, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So beteken dit ons kan maar oor die Here praat of met hom praat as ons rugby kyk of F1 kyk of whatever. Sorg dat jy in die kerk is. Moenie laat goed jou uit die kerk uithou nie. Soos die een nou sê, nee, wat as hy in die kerk is, dan dink hy in die viswater. So nou sit hy maar by die viswaters, dan dink hy daarom aan die kerk ook. Lig jou hande, sê Heilige Gees, leer my om te bid, in Jesus naam. Ek is amper klaar, kyk gou hier, kyk vir my. Hy ken die wil van God, hierdie was vir my so mooi, dankie Here. Hy ken die wil van ons Vader. Die Here Jesus leer ons bid en hy sê, onse Vader wat in die hemel is. En dan kom hy later uit by wat? Laat u wil geskied. En die meeste mense sukkel met dit. Wat is die wil van die Here? Wel, sy woord. Maar nou in jou gebedslewe, wanneer jy weer bid vir jou besigheid, jou bediening, jou kinders, jou ouers, jou man, jou vrou, Suid-Afrika, kom aan, ek help jou. Vra hom, waarvoor moet ek bid? Laat hy jou leer hoe om te bid. Laat hy jou lei hoe om te bid. En hierdie gaan jou lewe verander, want sodra jy begin bid, gaan daar resultate kom, en weet jy wat, dit gaan jou gemoed ook verander. En ek wil hê ons moet
Vanmôre die Here vertrou vir 'n groot wonderwerk in hierdie tyd in ons land. Ek beleef die Here self soveel vrees. Mense is vasgevang in vrees. Luister mooi wat ek profeteer. Mense sukkel met angs soos nog nooit nie. As mense elke nag, hulle kan nie slaap nie, hulle hart klop so vinnig, dit raak 'n probleem. En ek is hier om goed aan te spreek, om jou te help. Geesvervulde gebed, kyk mooi hoe noem ek dit. Heilige Gees geïnspireerde gebed. Dis die antwoord. Dit gaan jou ook help om sy kalmte en vrede te beleef. En mag die Here al ons mense gesond hou reg deur die winter in Jesus naam. Kom aan, mag die Here al ons mense seën. Sê amen. Ek sluit af met hierdie skrif. Judas 1:20 is vir my so kragtig, dis iets wat ek beoefen, is baie moeilik vir 'n pastoor of 'n prediker, luister ek jou help, om oor iets te praat as jy dit nie leef nie. Jy gaan nie met gesag kan praat nie. Kyk hierdie skrif, lees saam met my gereed lees, maar julle geliefdes, kyk mooi, dis vir die kerk, hierdie is nie vir die wêreld. Geliefdes, dis vir die kerk. Lees, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou laat ek net iets verduidelik hier. Ons is vertale. Ek skaam my nie vir die Heilige Gees nie. Ek sien daar's nou kerke, hulle skaam om in tale te praat, want wat gaan nie Pinkster mense nou dink? Vriende, Henry Wilson skaam hom nie vir die Heilige Gees nie. Ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek is nie skaam om in tale te praat nie. Maar hier is die kruks, jy moet gelei word deur die Heilige Gees. Elke erediens is 'n geleentheid waar die Here deur jou pastoor met jou praat. 'n Geleentheid waar ons saamkom om te aanbid. Hierdie is sy diens. En die probleem wat ek sien is, baie ouens wil elke diens dieselfde manier doen. Dis hoekom die Here seker is geroep het vir platformbediening. So, as hy sê, bid in die Heilige Gees, is dit ook om in tale te bid, jou pastoor bid tye en tye in tale, reeds vanmôre lank al, voor ek bedien, bid ek in tale, elke dag van my lewe. Paulus praat daaroor. Hy spreek die gemeente aan, want daar's weer eens ouens wat krities is. Sien wat die apostel doen, hy rus toe, luister mooi, ontvang. Hy sê, kan ek net vir julle sê, ek dank God, ek praat meer in tale as julle almal. Maar jy kry party ons deur die jare, nou wil hy graag iets sê in die gemeente, maar hy doen dit nie eens in sy binnekamer nie. Leer om jou te beoefen in tale bid in jou binnekamer, in die kar, waar jy ry. My vrou, like van shop, ek stoor die waantjie en dan bid ek, Sakubu Shata Bababata. Here help haar tog om die regte goed ook te vat. Risala Babatai. Nee, julle al gehoor van Pick and Pay? Women like to pick and we must pay. Risala Babataya. Rabu Shata Bababakaya. Rababatai. Jerobosana, Here help ons dat hier 'n bargain kom hier voor. Rabasatala Babaka. Wanneer jy deur die Heilige Gees gelei gaan word, gaan jy minder krities wees. Want die vrees van God gaan op jou wees. Jy sal dit nie waag om oor gesalfdes lelik te praat. Oor die kerk lelik te praat. Maar ouens wat so krities is, jy moet weet, die vrees van God is nie op hulle nie. Hulle het los tonge. Daar's nie geesvervulde gebed by hulle nie. Want 'n man wat bid, wat deur die Heilige Gees gelei word, wat ingebid is al, is nou jy's 10 uur. Ek kan net sê, so sê die Here. Jy het nie tyd vir vervloekinge en vir aanstoot nie. Kom aan, sê amen. Dis omdat jy nie bid nie. Luister mooi. Dat jy maklik deur jou gevoelens gelei word. Dis omdat jy nie bid nie,
En nou gee ek jou die antwoord, die Heilige Gees wil jou leer hoe om te bid. Ek is van mening, nederig voor die Here, dat hierdie teaching uiters belangrik is, reg nou vir die kerk. En share dit met al jou mense, want ons moet nou deur die Heilige Gees gelei word. Kom aan, ons moet nou bid. Ek wil net nog iets sê oor hierdie skrif. So om in tale te bid is een ding, baie belangrik. Maar dan beteken dit ook om deur die Heilige Gees gelei te word. Met ander woorde, Heilige Gees, soos ek jou nou geleer het, geïnspireerde gebede. Daar's tye wat hy vir my sê, wag net op my. As jy my sou sien bid, dan lê ek plat voor die Here. Dan sal tye wat hy vir my sal sê, aanbid net die koning, dan aanbid ek hom net. Dan sal tye wanneer hy sê, nou is dit tyd vir voorbidding, nou tree ons in. Pastore bid elke dag oor hoeveel versoeke. Word jy deur die Heilige Gees gelei? Dit gaan jou lewe verander, dit gaan jou gesindheid verander. Ek sluit af met die passion, hy sê, but you, my delightfully loved friends, constantly and progressively build yourselves up on the foundation of your most holy faith by praying every moment in the Spirit. Die apostels was nie skaam vir die Heilige Gees. Wat het nou gebeur met mense, Christene? Wat het nou gebeur in die kerke wêreld? Kom aan, help my. Wat het nou gebeur dat jy skaam is vir God se woord? Dit word tot wetenskaplik en medies bewys dat as jy baie in tale bid, dit 'n reaksie het in jou liggaam, dat dit 'n positiewe uitwerking op jou brein het, jou breingolwe. Dis bewys. Want ons bid in tale en ons verstaan dit nie, en die duiwel verstaan dit nog minder, en ons maak hom net senuweeagtig. Wanneer jy in die Gees bid, wat gebeur nou? Bou jy jou geloof op. Mag die Here sy wonderlike woord aan ons harte seën. Mag hierdie woord groot verandering bring. Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid, maar van julle bid verkeerd. Heilige Gees, ek som net vinnig op, dan gaan ek bid. Wat moet ek bid? Hoe moet ek bid? U ken my vrou beter. Een het gesê, die Bybel het nooit gesê, ons moet die vroue verstaan. Ons moet hulle net lief hê. Ek doen soveel berading, dan moet ek vir ouens sê, hey, vra net die Heilige Gees, hy ken haar beter. Pastoor, jy ken nie my man nie. Ja, ek dank die Here, ek ken hom nie, maar die Heilige Gees ken hom. Vra net vir die Heilige Gees. Hoe moet ek bid vir ou Koos? Ekskuus as jy Koos is. Net 'n illustrasie. Hoe moet ek bid vir ou Piet? Hy's altyd beneek en altyd kwaad. Miskien moet jy net vir die Here vra, want hy ken sy persoonlikheid, hy verstaan hom. Ons verstaan nie altyd mekaar nie, en dis hoekom ons mekaar heeltyd wil verander. Terwyl die Heilige Gees is God, hy ken die wil van God, en hy weet presies wat ons moet bid, en wanneer ons swak is, die Bybel sê so, dan kom hy ons swakhede te hulp. Is dit nie wonderlik nie? Kom aan, loof die Here, man. Kom aan, prys die Here. Want gebed bring die antwoord. Maar Heilige Gees gebed. En ek wil hê ons moet nou saam bid. En kom ons vat net 'n minuut en dan bid ons ook vir ons land. Ek wil net hê, lig jou hande op net daar waar jy is. Liewe vriende, dit raak ons almal. Asseblief, moenie dood praat oor Suid-Afrika nie. Lig jou stem, kom aan, lig jou stem, dan bid jy saam met my. Vra nou vir die Heilige Gees, hoe moet ek bid? Leer my. En dan bid jy vir siele, kom aan, jy bid vir herlewing. Jy bid dat die Here ons help met 'n nuwe regering wat Godvreesend is. Ons vra die Here vir hulp in ons ekonomie, kom aan, elkeen bid nou. Ons vra die Heilige Gees om ons te leer hoe om effektief te bid. En baie keer weet jy nie om in Afrikaans te bid nie, wat doen jy dan? Sikabo shatabakota babakantele kesukataya erimeche sukuramagantele kentolobo shantaya. Heilige Gees, bid deur my.
Want U ken die wil van God. U weet wat moet gebeur, Here, help ons. Ek wil oor 2 sake net saam met jou bid. Vader, in Jesus naam, bid ek nou dat U ons in Suid-Afrika sal beskerm. Kom aan, jy moet nou saam met my stem, jy moet nou saam met my bid. Almal wat nou saam kyk, ek pleit die bloed van Jesus oor al ons mense. Kom aan, bid nou vir jou kinders, jou kleinkindertjies, almal nou, die bloed van Jesus oor ons, Here. En ek vra U, bewaar ons van die bose. En dit wat die Satan beplan, wil ons afsny, kom aan, in die naam van Jesus Christus. Vra U, Here, dink aan U kerk. Laat U kerk herleef. U het gesê, ek sal my kerk bou. Dis U kerk, Here. En ons bid dat U kerk sal seën en versterk. Ons bid dat baie siele gered sal word in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. En nou wil ek graag vir al ons mense bid by Word and Spirit. Lig jou hande, ek seën jou. Heilige Gees, dankie dat U ons leer hoe om te bid. Dankie vir hierdie gesalfde woord. Ek bid dat elkeen geïnspireer sal word. Ek bid, Here, dat U ons sal leer om ons woorde te tel. Om nie ligsinnig te wees nie. Help ons, Here, om humoristies te wees, maar nie ligsinnig nie. Vergewe ons, Here, waar ons kwaad gepraat het. Kom, dis nou jou geleentheid, ek begelei jou in gebed. Vergewe ons, Here, waar ons vervloeking uitgespreek het, omdat ons dalk kwaad was. Here, vergewe ons. Ek bid vir die Word and Spirit familie, ek bid vir elkeen nou, onder die geklank van my stem, en ek seën jou, en ek bid dat jou gebedslewe sal verander, kom aan, in 'n nuwe vlak sal ingaan na hierdie woord. Ek maak dit los oor jou geesvervulde gebed, halleluja, geïnspireerd, gesalf, gelei deur die Heilige Gees, en dat jy resultate sal sien soos nog nooit, dat wonders en tekens sal volg. Here, bevestig U woord met wonders en tekens in Jesus naam. En almal sê amen. Kom aan, klap vir die Here. Kom aan, juig in die Here. Woe! Halleluja! Ja, ek beleef die salwing van die Here so kragtig. Doen jouself 'n guns en luister na die woord sommer 'n paar keer. Kyk mooi hoe ek begin. Daar's niks wat gebed nie kan doen. But you need the Holy Spirit. Jy sê jy's moeg, jy sukkel, want ons is mense. Dis hoekom die helper gekom het. Seker het nou klaar die YouTube gestop, maar Facebook is dalk nog aan. Hoe wil jy kerk hou sonder die helper? Kry die openbaring. Hoe wil jy Christen wees sonder die helper? Okay, ek moet klaarmaak, ek het nog 'n diens om te preek. Hoe wil jy nie shame nie? Amen. Hey. Hoe wil jy 'n pa wees sonder die Heilige Gees? Dis net die krag van God is op my. Dis soos jy ry uit en dan preek ek alweer. Hoe wil jy ma wees sonder die Heilige Gees? Ekskuus, maar dis geen wonder. Ekskuus. Die wêreld is in chaos. Geen wysheid nie. Dis hoekom die kerk so belangrik is. Jy sit onder hierdie covering, hierdie salwing, hierdie woordbediening. Help my om dit wyd en suid te share. Pastoor Japie, kom bid gou vir ons oor die offergawe. Ek vertrou die Here vir baie geld. Ek vertrou God dat ons mense gehoorsaam sal. Hier's 'n salwing hier. Wees net versigtig hier, oom Japie. Hierdie is heilige grond.